Goeiemôre vriende, hier op hierdie Woensdag 10 Junie 2026. Mag julle sommer 'n lekker dag hê vandag. So klein Saterdag. Altyd lekker as 'n mens so in die middel van die week is, né? Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader, ons wil saam met die psalmdigter van oud sê, Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Here, wanneer ons U het ons alles. Ons kom sê vir U baie dankie, Here, dat U ons God is, dat U ons Vader is, dat U vir ons vashou. Here, ons kom vra ek vir U om nou, wanneer ons sommer so 'n bietjie saamgesels met ons te wees en Here, dat U ook in ons harte sal inspreek. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan nou aan hierso met Hebreërs 10, soos ek vir julle gesê het, konteks. Ons het gister gepraat oor wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem, en die hele ding gaan daaroor, as jy vir Jesus Christus verloon, dis die opsetlike sonde, dis ook die sonde teen die Heilige Gees, liewe vriende, as jy die genade wat Jesus vir jou kom gee in sy gesig terugwerp. Wegsê, ek stel nie belang daarin nie, ek stel nie belang in Christus nie, dan daai opsetlike sonde kan as geen offer wat dit kan wegneem. En nou gaan hy aan, en nou hy praat met hierdie ouens wat vervolg word, die Jode wat vervolg word, hulle is moedeloos, liewe vriende, hulle wil eintlik lyk of hulle wil terugbeweeg na die ou verbond toe, en nou praat hy met hulle, né? Hy gesels met hulle, en sê hy, dink terug aan vroeër dae, toe God julle tot die lig gebring het, hoe julle in die stryd staande gebly het, toe julle nog baie moes ly, né? Hoe het God hulle tot die lig gebring? Hulle tot die lig gebring, dat hulle Jesus Christus aanvaar het, as hulle saligmaker, né? Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak, en deels het julle gelei omdat julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het, né? So hulle het hulle vereenselwig met die feit dat Jesus Christus hulle verlosser en saligmaker is as ander mense wat dieselfde gemaak het, en hulle is op die end vervolg, né? Nou sê hy so, deels het julle gelei omdat julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenes meegevoel gehad, en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het, dat julle 'n besitting het wat beter en blywend is. Dis amazing. So, hy kom sê vir die mense, ek het baie respek vir julle, is ongelooflik waartoe julle gegaan het. Julle het met gevangenes meegevoel gehad, julle het 'n oop harte vir hulle gehad, en toe hulle nou op grond van die feit dat julle vir Jesus bely, dat hulle op julle besittings begin beslag lê het julle dit met blymoedigheid aanvaar. Julle het nie wraak geneem nie, julle het nie hulle teengegaan nie, julle het nie beledig nie, nee, met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het dat julle besitting het wat beter en blywend is. En dan gaan hy aan, hy sê, julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Wat is hierdie geloofsvertroue? Geloofsvertroue is weer eens in Jesus Christus as 'n verlosser en saligmaker, né? Hou daaraan vas, kom sê die Hebreërs skrywer, dit hou groot beloning in. Volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. So in hierdie moeilike omstandighede, moenie moedeloos raak nie. Al word jy vervolg, al kry jy swaar, volhard in jou geloof, hou vas aan Jesus, moenie daarvan afwyk links of regs nie, né? Volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net 'n kort tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie tel hom nie. En wie deur my vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Maar as hy terugduins, het ek aan hom niks meer nie. Nou, terugduins in die sin van, ek stel nie belang in Jesus nie, omdat dit die pad te swaar is, skuif vir Jesus een kant toe. Maar ons is nie van die wat terugduins en verlore gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe, né? Weereens konteks, en wanneer jy dan die goed lees, vriende, dit is so ongelooflik hoe mooi die goed dan inval, né? En dan verstaan ou ook die Bybel inderdaad baie beter. My 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.